Goeiemôre volk van Israel, vandag die 13 Oktober 2025 en ek bring vanmôre vir julle boodskap uit Amos 8 vers 11. Kyk, daar spreek meester Jahwe dat ek 'n honger in die land stuur. Nie honger na brood nie en ook nie na dors na water nie, maar om die woord van Jahwe te hoor. Ek eer Vader, daar is soveel mense wat inkom en luister. Daar's soveel mense wat vra, ek eer Vader, ek loof hom, ek eer hom vir sy woord wat tot die waarheid kom. Want daar is geen onreg op sy lippe nie. Wat Vader gespreek het deur sy profete is in vervulling, soos ek al reeds gesê het voorheen. So volk, hier sê Vader, die mimmerede sal lering ontvang. Ek ontmoet baie mense nou, baie mense begin inkom en luister en vra. Ek eer Vader daarvoor. Hy spreek verder met ons in Sefanja 3, vers 4. Sy profete, dis leraars van kerke wat hy hier praat, ligsinnige troulose manne, sy priesters vond onreinig wat heilig is en hulle verkrag my wet. So Vader is besig om te spreek en te sê wat die leraars van kerke doen. Daarom het hy ook vir jou gesê, my volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Kennis is Torah, die boeke van Moses. Hy sê omdat hulle die kennis, die boeke van Moses verwerp het, so sal hy sy priesteramp en sy kinders verwerp. So vinniger leraars en ons moet bid vir hulle. Dit bly nog steeds ons mense. Hoe vinniger ons hierdie volk, die leraars van kerke, kan getuig wat Vader in sy woord sê, hoe beter vir elkeen van ons. Maar jy wat 'n oor het om te hoor vandag, luister. Hy sê daar in Sefanja 3 vers 17, Jahwe jou Elohim is by jou. Soos julle gesê het, Here jou God. Ons kan nie Vader noem op afgodsname nie. Want hy sê dit ook in Exodus 23 vers 13. Julle mag nie afgodsnaam oor julle lippe spreek nie. So hy sê daar in Sefanja 3 vers 17, Jahwe jou Elohim is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap, hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Julle wat geluister het, julle wat nou terugkeer, Vader is bly in sy hart. Die engele juig in die hemele. Hoeveel te meer gaan dit nie wees wanneer jy luister en terugkeer na die boeke van Moses, Sabbat onderhouding. Dis hoekom hy sê, as jy in Jesaja 58 vers 13, as jy jou voet terughou van die Sabbat, en nie jou gewone gaan nie, en jou verlustig aan die Sabbat, sal jy aan die hoogtes van Vader Jahwe ry. Dis hoekom hy hierdie woord spreek verder in vers 18. Die wat bedroef is, ver weg van die fees, want daar was 7 feeste wat hy deur knegt Moses vir ons gegee het in Levitikus 23. Versamel ek, hulle hoort by jou, die smaad druk swaar op hulle. So wanneer jy luister en terugkeer, Vader is met jou. Kyk, in die tyd sal ek met al jou verdrukkers onderhandel. Ons weet wie verdruk ons, né? En Vader sê, ek gaan met hulle werk. Hy sê, die wat krepel is, sal ek red, en die wat verjaag is, versamel, en ek sal hulle maak tot 'n lof en 'n roem, wie die skande oor die hele aarde was. So Vader sê vir ons, hy gaan weer kom om ons te red. Want Markus 7 sê vers 9, en hy sê vir julle verstaan dit goed om die gebod van Elohim op sy te sit, en so julle oorlewerings te onderhou, tradisie. So wat Vader vir ons hier vandag sê, julle wat nog in kerke sit, luister, kom ons keer terug na Vader Jahwe, en ons doen wat hy vir ons spreek in sy woord. Volk, die Vader van hemel en aarde is baie lief vir ons. Al wat hy vra is, wie oor het om te hoor, luister. Waarom tog wil julle sterwe? Kom ons lewe,
Kom ons wees die lig van die wêreld en ons wys vir al die volke om ons. Wie is ons? Mag Vader julle ryklik seën. Mag hy julle toevou met al sy liefde en julle beskerm waarheen julle ook al mag gaan. Shalom en 'n geseënde dag. My naam is Frikkie Roubach. Julle kan my skakel by 064 9466 312. Shalom.